Môre mense, nou ja, hier is ek terug om julle nog 'n stukkie van my storie, my lewensondervinding te vertel. En vandag gaan ek natuurlik nie die senuwees raak, maar ek moet dit vir julle vertel en ek vertel dit vir julle uit my hart uit, want dit is wat ek ontdek het toe ek weg is van Christianity en dieper gaan krap het om te soek na waarheid. En dis hoe kan ek terugkom sê ouens, hey, kyk 'n bietjie hierna, kyk 'n bietjie daarna. En natuurlik raak dit aan senuwees, want julle is geleer om net alles te aanvaar en te eet soos soetkoek, net soos wat ek dit gedoen het. En as 'n priester het ek geglo dis die waarheid. Nou ja, kom ons kyk 'n bietjie of daar waarheid agter hierdie goeie steek. Vandag wil ek praat oor is Jesus God. En vandag gaan ek die Bybeltekste gebruik wat jou skrifgeleerdes, jou dominee, jou pastoor, almal wat vir jou oortuig dat Jesus is God. Ek gaan daai tekste gebruik en dan stap ons deur daai tekste en dan kyk ons of daar regtig bewyse is dat Jesus God is. En dan gaan ek julle vertel hoe ek dit sien, hoe ons dit sien in die spiritual world. Nou ja, mense die wat my nog nie ken nie, my naam is Rokke Viljoen en ek raak aan senuwees. Trek 'n stoel nader, kyk om en dis net 'n storieetjie en as jy hom nie glo nie, jy wil hom nie verstaan nie, dit irriteer jy. So right, kyk ander manne met baarde en dis net vir my mense, vir my followers en ek wil vir julle dankie sê vir al julle ondersteuning. Nou ja, kom ons kyk, was Jesus God? En kom ons toets die bewyse wat ons skrifgeleerdes vir ons mee gooi. En wanneer Christene sê Jesus is God, natuurlik het hulle 'n klomp Bybeltekste wat hulle gebruik. Nou kom ons kyk na hierdie verskillende Bybeltekste en sien wat is die teenargument teen hierdie Bybeltekste wat hulle so aan ons verkoop, so soetkoek. 'n Bybelteks wat hulle baie vinnig gebruik is in die boeke van Johannes. Waar sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God gewees. En die Christelike skrifgeleerdes, hulle argument is Jesus is die woord en die woord was God. Daarom is Jesus God. Nou gaan ek julle vertel ietsie wat jou skrifgeleerdes, jou dominee en jou pastoor nie vir jou vertel. 1 is dat die 4 evangelieboeke is gevind dekades, eeue na die tyd en hulle is gevind sonder name. Met ander woorde, daar was nie so iets soos Johannes het dit geskrywe, Matteus het dit geskrywe, Lukas het dit geskrywe. En nie net was hierdie boeke gevind sonder name nie, en die kerk of die councils, Rome, die Vatican, later daai name ingesit het. Niemand weet regtig wie die name ingesit het, net later skielik begin verskyn, maar Matteus, Markus, Lukas en Johannes het nie gelewe nie. Die kerk het net die name daar ingeplak. Niemand weet wie die boeke geskrywe nie. En hierdie 4 evangelieboeke is geskrywe tussen 40 en 100 jaar na Jesus. Met ander woorde, geen ooggetuie nie. En dan wil ek net dit ook noem. Niemand, maar niemand in die hele wêreld het enige ietsie van Jesus neergeskrywe terwyl hy gelewe het nie. So alles wat jy lees in jou Bybel en Jesus het so gesê en Jesus het so gesê, nee, dit is later mense wat hoor sê gaan het goed neergeskryf. So baie goed in jou Bybel is opgemaak, soos byvoorbeeld Jesus gaan om alleenig te gaan bid, dan staan daar in detail die woorde wat hy gebid het, of Jesus gaan in die woestyn saam met die duiwel en hulle gesels daar, net hulle twee was alleenig, en in detail was presies neergeskrywe wat hulle gesê het, dan kom jy agter, nee, iemand buite Jesus het net woorde gaan opmaak en ingeskrywe en in jou Bybel gesit, dat dit lyk of Jesus so gesê het. So met ander woorde mense, niemand kan bewys dat die woorde wat in jou Bybel is, regtig deur Jesus gesê was nie, want dit alles op hoor sê. Daar is geen bewys voor 60 jaar voor Jesus, dat ons kan optel, daar is geskrywe van Jesus nie.
Die enigste stukkie wat ons kan kry voor dit, was 40 jaar voor Jesus. Ek dink Tiffin die Jonger het geskryf waar hy sê, and Christ came past. Dis al wat hulle het. En hulle sê vir jou, dit bewys dat Jesus was daar. Maar nee, elke tweede koning was ook Christ genoem gewees. Kan nie gewees nie. So eintlik is hy eers van 60 jaar na Jesus wat jy begin skrifte kry wat sê Jesus het so gesê en Jesus het so gesê. Geskrywe deur geen ooggetuie nie. En hierdie boek Johannes is geskrywe deur Johannes wat nie bestaan het nie. Dis geskrywe omtrent 100 jaar na Jesus en natuurlik deur geen ooggetuie nie. So met ander woorde, ons kan nie 100% net blindelik glo soos wat die skrifgeleerdes dit aan ons verkoop nie. So om terug te kom tot Johannes, die Christelike argument van Johannes 1 vers 1 is, hulle sê Jesus is die woord en die woord was God, daarom is Jesus God. Maar as jy dieper krap, as die woord by God was, hoe kan die woord dieselfde tyd, dieselfde persoon as God wees? Vat 'n oomblik. Dink daaroor. En natuurlik ook sommige geleerdes meen Johannes beskryf die woord as goddelik en maar nie noodwendig identies as die Vader nie. 'n Ander teks wat hierdie skrifgeleerdes van jou gooi en die dominees en pastore jou mee gooi en vir jou te sê Jesus is God, Johannes 10 vers 30. Waar sê ek en die Vader is een. En natuurlik sê hierdie klomp skrifgeleerdes, "Sien, daar staan dat Jesus is God." Blinde leiers het Jesus hulle genoem. Kom ons kyk 'n bietjie verder in Johannes 17. Daar bid Jesus dat sy disippels ook een sal wees. So my vraag is, beteken een dan dieselfde wese of beteken dit net 'n eenheid van 'n doel? Wat se een van die twee is dit? En hulle kan nie dit antwoord nie. Dan gaan ons daar na Johannes 20 vers 28 waar hy sê die Here is my God. En natuurlik sê Christus, sien julle, Thomas sê Jesus is God. Maar wat hulle nie vir julle sê nie, net 'n paar verse verder sê Jesus, ek gaan op na my God en julle God. Nou hoe kan hy sê hy gaan op na God toe en ons God as hy God is? As Jesus God is, hoe kan hy God bo hom wees? Nou kom ons gaan verder in hierdie boek Johannes 8 vers 58. Daar sê hy, onthou nou mooi ek julle net gesê, niemand het niks oor Jesus neergeskryf nie voordat hy 60 is nie. En Jesus word gesê namens Jesus, asof hy dit nou neergeskryf het. Voor Abraham was ek in 'n boek wat 100 jaar na Jesus geskryf is deur geen ooggetuie. En daar sal Christene sê, hierso gebruik Jesus die goddelike naam uit Exodus uit. Maar die vraag is, sê Jesus uitdruklik, ek is Yahweh? Nee. Of is dit 'n interpretasie wat later gemaak word? Nou gaan lees ons daar in Kolossense 2 vers 9, en daar lees ons, in hom woon die volheid van die goddelike liggaam. En Christelike sê, Jesus is 'n volledige God. Is dit nie so nie? Maar scholars sê, hoorie, dit kan twee dinge beteken. Dit kan ook beteken dat Jesus is self God, of dit kan beteken dat God volledig deur hom werk. Sê gou vir my, sê jou Bybel nie God is in jou nie? En sê jou Bybel nie God is jou mond is sy mond, en jou liggaam is sy liggaam nie sy tempel nie, en werk die Gees van God in jou nie deur jou nie?
So dit lyk eintlik meer asof Jesus nie God is daar. Dan lees ons in Hebreërs 1 vers 8. U toon, o God, is tot in alle ewigheid. En natuurlik ons skrifgeleerdes sê, hier word Jesus God genoem, die Seun word God genoem. Maar natuurlik, moet ons 'n bietjie dieper krap. Die skrywer haal hierdie woorde uit die boek van Psalms aan. 'n Profetiese boek. Hoe moet die oorspronklike konteks dan verstaan word? Dan gaan ons na Titus 2 vers 13. Ons groot God en verlosser Jesus Christus. En natuurlik, dit is waar ons dominees en pastore hartslaan en skrifgeleerdes sê, Jesus word direk God genoem. Maar die debat gaan oor die Griekse grammatika en hoe die sin gelees moet word. En daarom kan jy nie sê dat Jesus God is nie. Lees jy na Jesaja 9 vers 6, waar hy praat van die almagtige God. En daarso sal ons dan ook lees dat Christene vir ons probeer sê dat die Messias word hier God genoem. Maar die vraag is, verwys die titel na die toekomstige Messias, of is daar ander moontlike Hebreëse lesings? Ons lees in Jesaja 7 vers 14 wat hulle ook gebruik, dat die maagd sal swanger word, en die Christene skrifgeleerdes voorspel die Jesus se geboorte. En as jy teruggaan in ouer geskrifte, gaan jy vind daar nooit gestaan dat Joshua uit 'n maagd gebore is op 25 Desember nie. Die Hebreëse woord beteken net 'n jonkvrou. En die profesies het betekenis in Jesaja se eie tyd gehad. En natuurlik baie skrifgeleerdes gebruik baie vinnig Jesaja 53 om te sê, hey, kyk hierso, die lydende dienaar. En hulle sê dit beskryf die lyding van Jesus. Maar wat hulle jou nie vertel nie is, waarom staan baie Joodse geleerdes die dienaar as Israel, eerder as om te sê dit is die Messias. Gaan doen julle huiswerk oor dit, gaan julle sien, daar word meer gepraat in die rigting van Israel, my seun. Want Israel was ook die seun van God. Maar die skrifgeleerdes probeer hom nou draai dat dit lyk asof dit Jesus kan wees. Dan natuurlik het jy Psalm 110. Die Here sê vir my Here. En ons Bybelkenners of ons sê dis twee goddelike persone. En daarom sê hulle God en Jesus is een, hulle is albei God. Maar wat hulle jou nie vertel nie is dat die tweede woord is nie Yahweh nie, maar Adoni. En dit is ook 'n titel wat net vir 'n mens gebruik was. Of sal ek sê, is 'n titel ook vir mense gebruik word. So met ander woorde, daar is nie regtig bewyse daar om te sê, daar praat Jesus is God nie. En natuurlik wat ons Bybelkenners en ons dominees en pastore nie vir jou vertel nie, was oor die ouer manuskripte. Een van die bekendste tekste wat later bygevoeg is 1 Johannes 5 vers 7. Dit is nooit daar nie. Net skielik toe word so tussen die lyne ingedruk, waar staan die Vader, die Woord en die Heilige Gees, hierdie drie is een. Dat het nooit daar gestaan nie. En onthou wat ek julle gesê het, dat die boek Johannes is 100 jaar later geskryf deur geen ooggetuie nie. En kyk hoe word dit toe geëdit. En hierdie woorde ontbreek in die Griekse manuskripte en word deur baie geleerdes as 'n later toevoeging beskou. Dis amper asof die kerk ons in 'n rigting wou vat en vir ons wou laat sien dat Jesus is God en toe gesit hulle goed in die Bybel in. So met ander woorde mense, is Jesus God? Nee, hy sê ek bid tot die Vader, ek gaan op tot die Vader, ek gaan in die regterhand van die Vader sit. Hy op die kruis wat sê, Father, why have you forsaken me? Tog hy is God. Anders daar 'n klomp ander tekste
waar hy praat van God bo hom, en nie hy self is God nie. Hy sê, kom ek wys julle gou. Ek gaan julle tekste gee in julle Bybel waar Jesus homself nie sien as God nie. Johannes 20 vers 17. Ek vaar op na die Vader en julle Vader en my God en julle God. Johannes 17 vers 3. Ek is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige ware God en Jesus Christus wat U gestuur het. Dit wys weer, Jesus is die God hier. Markus 10 vers 18. Waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe die een, naamlik God nie. Woorde van Jesus. Matteus 24 vers 36. Maar van die dag af en die uur weet niemand nie, en ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader. Hy verwys nie na homself nie. Johannes 14 vers 28. Die Vader is groter as ek. 1 Korintiërs 11 vers 13. Die hoof van Christus is God. 1 Korintiërs 15 vers 27 tot 28. En Paul sê uiteindelik sal die seun homself aan God onderwerp. Hebreërs Openbaring 3 vers 12. Waar Jesus 'n klomp kere sê, 4 keer, my God. Ons lees daar in Efesiërs 1 vers 17, waar hy sê, die God van ons Here Jesus Christus. Hy het nie gepraat van, hy is God nie, Jesus is God nie. Gaan lees Johannes 20 vers 17, Openbaring 3 vers 12, daar praat Jesus van God. Boom! En as jy teruggaan na die oorspronklike ou voorchristene, dan gaan jy totaal lees dat hulle 'n ander manier gesien het, soos wat ons dit vandag sien. En nie alle vroeë Christene het presies dieselfde oor Jesus geglo nie. Sommige groepe het geglo Jesus is beskou as 'n Messias, as 'n ligbringer, as 'n krag, 'n seun van God. Die nuwe Christene wat later tevoorskyn gekom het, vroeë Christene het begin glo, okay, Jesus is God, maar dit was eeue nadat hy dood is. Gelowiges soos die Iboniete het geglo Jesus was net 'n Messias en glad nie God nie. So mense, die vraag is nie of daar verse is wat Jesus God noem nie. Daar is nie. Die vraag is of hierdie verse met een moontlike betekenis het, of is daar ander historiese tekstiese maniere hoe om dit te verstaan. En dit is hoekom mense nog vandag nog steeds debat. Was hy God of is hy nie God nie? Kan enige mens bewys dat Jesus God is? Nee. Dan gaan jy nou ietsie wys. En ek hoop dit maak sin. Jesus sit Rocco. Hierdie is my vleis, my liggaam. En jou Bybel sê dis net 'n tempel. Dis ek reg. Nou as hierdie net 'n tempel is en die naam Rocco is die naam van die tempel, wie was die seun van God? Was dit daai vleis, blonde hare, blou oë, of was dit die siel wat binne in daai vat was? Want die Bybel sê dit is net 'n vat. As jy sê die siel binne in die vat, dan beteken dit dat die liggaam is maar net 'n voertuig gewees. So in jou Ou Testament staan duidelik dat God is nie 'n mens nie. Hoekom maak jy hom 'n mens? En die enigste boeke wat jy het is Johannes, geskrywe deur geen ooggetuie en 100 jaar na hy dood is, wat hom 'n mens maak. Wat van as ek en jy moet besef dat God bestaan regtig, soos ek noem soos, want die woord God is net 'n titel. Maar wat van as God soos net 'n energie is en jou siel is ook net 'n spook, is ook net 'n energie gebore uit God uit, wat in jou liggaam is en wat nou my liggaam is, beteken dit nie ons is almal seuns van God nie? Ja, alright.
En beteken dit dan nie dat energie, quantum physics wys dat energie is altyd vas, is altyd 'n link tussen die twee, dat jy en die God altyd een kan wees nie, want jy is 'n stukkie van God, gebore uit God uit. En beteken dit nie dat wanneer ek en jy graag meer lig wil word, meer God wil word, beteken dat ek en jy hierdie natuurlike liggaam op 'n geestelike kruis moet sit, met ander woorde, ek met my wil, my anger, my beklei, my drankprobleem, my lelik, my afpraat op mense, daai hele totale poepel van my, dink nie, dit is wat ek moet kruisig nie, sodat ek die mooi mens te voorskyn kan kom nie. En is dit nie wat dit dan beteken om in die Bybel sê dat Christus is in elkeen van ons nie? Die Christ conscience wat ek en jy in ons self moet opwakker nie, sê apostel Paul nie in die boeke, dat weet jy nie dat Jesus Christus binne in julle is en julle moet opgewek word nie? Soos hierdie Christ in ons opgewek moet word, beteken dit dan nie, dit is wanneer ek die ou mens afgesterwe het, en nou begin ek Christ conscious inbring, en dit is wanneer ek die mooi bring, daai liefde, daai nederigheid, daai sag, daai help mekaar, daai omgee, daai waar jy alle lewe respekteer, alle kindertjies respekteer. Want skielik is daai vark van 'n mens wie jy was nie meer daar nie, want jy het op gekruisig, jy het maar afgesterwe. En omdat jy Christ conscious nou in jou wakker gemaak het, en in die oomblik is, en altyd tyd het en aandag het, omgee, en mense help. Nou, omdat jy Christ conscious jou wakker gemaak het, nou kan mense God in jou raak sien, sonder 'n Bybel, sonder Bybeltekste, sonder 'n kerk, net deur jou leefwyse, hoe jy as 'n mens is. En dit is wat Josua aan die mense geleer het, totdat Rome gekom het. En hierdie vroeë Christene wat so geglo het, gemartel het, geslaan het, doodgemaak het en gekruisig het, en 'n nuwe Christianity geskep het soos wat jy hom het, dat jy nou vas is in 'n kerk, jy het 'n priester en 'n pastoor en 'n dominee en 'n Bybel nodig, en jy moet jou tiende offer, anders kan jy saak gekry, en jy moet gehoorsaam wees, en jy mag nie die Bybel bevraagteken nie. Sien julle die groot verskil? En dit is hoekom hulle vandag vir jou wil vertel, dat Jesus is God. En sit net hierso op die bankie. Hy gaan eendag kom, betaal net jou tiende, moenie op jou tiende betaal nie, en wees gehoorsaam. Sodat ek en jy moet dink, ons het 'n middelman nodig, ons het 'n kerk nodig, ons het 'n Bybel nodig, ons het 'n system nodig, om beheer te word, anders kan ons nie saligheid kry nie. En dit is nie die boodskap wat Josua gebring het nie. Hierdie Josua het vir ons gebring is 'n way of living. En daai way of living is om die lig deur jou te laat skyn. Kom ek wys julle nog iets hier. Buite die kerk, buite jou kerk, kan ek vir jou miljoene mense wys wat mooi mense is. Hulle gaan nie kerk toe nie, maar hulle is mooi, hulle is liefdevol. As jy sien, dan gee hulle tiende op die bergie en hulle help hulle kan, en hulle is regtig mooi mense. Hoe het hulle mooi geraak sonder God? Ag, sonder 'n kerk en 'n Bybel. Want hulle het dit sê, dis God in myself. Ek moet hom doen skyn. En dis hoekom hierdie waaragtige Vader gee nie om of jy 'n Maori is, 'n eilandbewoner is, 'n boesman in die bos is, nog Christen is nie. Hy gaan om jou hart, hoe's jy as 'n mens. En dit is hoe jy salig gekry. En nie net dit nie. Jou Bybel sê, almal het reeds die ewige lewe. Wees 'n mooi mens. Dis al. Dit jy kerk nodig nie, en daarom het die almagtige Vader kies almal, maak nie saak wie is nie. Waar jou kerk jou geleer het, jy het 'n kerk nodig, jy het 'n system nodig, betaal jou tiendes, en jy kan nie saligheid kry sonder hulle nie. Sien jy nou die system waar jy vasgevang is?
En dis hoekom hulle van Jesus nou 'n God maak, om jou te wys, hoorie, ons is 100% reg, dit is die enigste weg. Nee mense, kerk is net 'n system, wat gekom het lank na Jesus daar was. Dankie dat julle na my luister.